Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie vir die voorreg wat julle vir my gee om saam in God se woord in te gaan. Veral op hierdie Sondag. Dis die opstanding. Dit is seker die grootste dag van die Christen op die Christenkalender. Die kruisiging verlede week. 3 dae later het hy opgestaan. En omdat Christus lewe, het ons ook daai verantwoordelikheid en ons het die voorreg om te lewe. En dis hoekom vanoggend se teksvers, ek meen jy kan die hele jaar preek want dit is so intens. Die emosies, die gevoelens wat hierdie disippels moes gevoel het daai dag. Ek meen hulle moes hartseer gewees het daai gister en die vorige dag. Dit was rustig, dit was kalm. Daar moes seker hartseer gewees het en hulle was sad en hulle het gewonder oor alles wat Jesus vir hulle vertel het. En ons is ook so, nee, ons wonder. Ek meen hier's 'n boek vol beloftes. Elke een van hulle het waar geword of gaan nog, en daar is maar net 'n paar van die profetiese woorde wat nog moet waar word. Maar soveel van hulle het waar geword en tog sit ons daar en glo nie. En ek lees vandag uit Lukas 24. Kom ons hoor wat sê hulle hierso. Dit is amazing. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie, en terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies?" Wat awesome woorde is dit, nie? En hoeveel keer doen ons dit? Ons gaan terug na ons verlede toe. Ons gaan terug daar waar ons was. Ons gaan terug na ons ou self. Onthou, jy het gesê jy's 'n Christen. Jy het jou lewe vir die Here gegee. Jy het jouself laat doop. Die ou mens het gesterwe. En tog draai ons om en ons gaan soek dit nog daar, nee. Ons gaan soek die lewe daar waar ons was. Hoekom? Dis 'n gemaksone. Dis vir ons, ek weet nie, dis waar jy dalk lekker gevoel het op 'n stadium. Maar hier sê dit, waarom soek jy die lewende by die dooies? Eenvoudige woorde, maar ons gaan aan hierso en sê, hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Prys die Here vir daai, nee. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mens en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. En hulle het sy woorde onthou. Hoeveel beloftes kry ons in hierdie boek, wat ons nie onthou nie. Hoekom? Want ons het hierdie duisternis oor ons. Ons lewe in die natuurlike wêreld. Ons lewe in die vleeslike wêreld, nie in die geestelike nie. En hy sê, hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en aan al die ander. En dit was Maria Magdalene en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue saam met hulle, wat dit aan die apostels vertel het. En hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk, en hulle het hulle nie geglo nie. Ek meen, as jy hierdie geestelike verandering ondergaan, en ewe skielik besef jy met wie jy te doen het. Ewe skielik besef jy dat God het jou lewend gemaak en hy het vir jou daai nuwe lewe gegee. Dan praat jy met hierdie opgewondenheid in jou gees en 'n natuurlike opgewondenheid. Nie daai valse ding wat jy sal kry by die mense wat iets aan jou wil verkoop of ietsie. Nee, jy het hierdie natuurlike opgewonde, want jy is bly. Jy het hierdie blymoedige gees. Jy het hierdie opgewondenheid, want jy weet met wie jy praat. En waaroor praat jy, en hoekom praat jy, en hoekom jy ewe skielik hierdie nuwe lewe ervaar het. En dan gaan jy na mense toe en jy sê, het jy gehoor? En die mense sal daar sê, dis onsinnige praatjies. Het jy gesien hoe mense gesond word? Het jy gesien hoe mense bevry is? Het jy gesien hoe daar nuwe lewe in mense inkom? Het jy dit gesien en beleef en ervaar?
En dan kom mense na jou toe en hulle sal daar sê, dis onsinnige praatjies. Net soos hierso. En dan het ons 'n keuse om te maak, nê. Ons kan sê, ja, maar ek weet waaroor ek praat. Ek weet waarvan ek praat. Ek weet want ek het hierdie magtige ontmoeting met God Almagtig gehad. En ek het besef, elke belofte wat die Here oor my lewe gespreek het, oor jou lewe gespreek het, is die waarheid. En ek sal aanhou glo, en ek sal aanhou praat, en ek sal aanhou met my mond bely, die wonders wat Jesus Christus in my gedoen het, en in jou gedoen het. Of jy kan omdraai en sê, okay, dalk was dit. Dalk was dit maar net 'n geestelike experience, 'n ondervinding, 'n once-off. Dalk was dit maar net omdat ons halleluja liedjies in die kerk gesing het en dit het goed gevoel vir daai oomblik, maar nou is dit verby. Dit is beperk tot daai oomblik. Dit is beperk tot net as ek lofsang in die kerk doen. Dit is beperk net vir daai klein bietjie tyd en ek sal nou aangaan met my lewe. Sien, dis 'n keuse wat ons maak elke dag om, as jy jou oë oopmaak om te sê, Here, ek sien uit na wat U in my lewe, in jou lewe gaan doen vandag. En ek is opgewonde daaroor want U lewe. Dis mos wat dit sê. Hulle het daar gekom en daar was 'n leë graf en die engele het vir hulle gesê, hoekom soek jy die lewende God by die dooies, by die verlede, by dit wat was. En dis hoekom jy staan op en sê, Here, ek sien uit na die wonderwerk wat U deur my, deur jou gaan doen in hierdie dag, want U het opgestaan, want U lewe. En dis die keuse wat ons moet maak elke oggend, en hy gaan aan en hy sê, die woord gaan aan, so, maar Petrus, een van hulle het geglo. Die ou wat 3 keer Jesus verraai het, voor die haan gekraai het. Daar waar hy neergeval het en hy het besef wat hy gedoen het. Hy het nie daar gebly nie, hy het nie daar in hy Jannie Jammergat houding gebly nie. Hy het dadelik sy sonde bely, dadelik. En hy dadelik opgestaan, en hy dadelik. En hy sê hierso vir ons, maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop. As jy besef wat dit is, as jy besef wie dit is, as jy besef die waarheid, dan hardloop jy na die waarheid toe. Want die waarheid bring vir my wat? Lewe, oorvloed. Die waarheid bring vir my bevryding. Die waarheid bring vir my genesing van my siekte. Die waarheid bring my bevryding van my verlede en verlossing van my verlede. Die waarheid sê vir my ek lewe. En dis hoekom Petrus na die graf toe gehardloop het, want hy wou dit self vir homself sien. En hy sê hy het gehardloop, en toe hy neerbuk, sien hy die doeke alleen lê. Hy sien niks anders nie, hy sien net daai doeke. En hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Want hy was daar, hy het dit gesien, hy het dit beleef, en sy lewe was vol bewondering oor wat hy gesien het, wat gebeur het. Sien, wat ons geneig is om te doen, is ons soek daai ondervinding, en ek het dit gesê, ek het dit so week terug met julle gedeel, om te sê, toe Jesus die intog in Jerusalem ingegaan het, ons het almal daar gestaan en gejubel en gejuig en gesê, Hosanna, Hosanna, en dit is daai ondervinding wat die mense gesoek het. Hulle het Jesus geloof en geprys, hoekom? Van die groot dade en die groot wonderwerke wat Jesus gedoen het. Hulle soek net nog wonderwerke. Hulle besef nie dat jy is die wonderwerk waarvan Jesus gepraat het. En dis hoekom daai ondervinding, daai Hosanna, Hosanna het verander in 5 dae na kruisig hom. Maak hom dood. Hoekom? Want ons soek 'n wonderwerk. Ons soek we searching for a spiritual experience. En hier sien hulle in verwondering. Lewe ons elke dag in verwondering. Lewe ons elke dag deur dit wat gebeur het. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy laaste woorde uitgeroep en hy gesê, dit is volbring. It is finished. It is finished. Dit is nie meer daar nie, it is finished, die volmaakte werk wat Jesus gedoen het, van Genesis 1, toe die sonde in die wêreld ingekruip het,
tot daai dag aan die kruisiging en hierdie dag aan die opstanding, wat hulle voor 'n leë graf gestaan het, en in verwondering het hulle weggeloop. Want Jesus het gesê, dit is volbring. Genesing volbring, bevryding volbring, verhoudingsherstel volbring. Daar is niks meer wat ek en jy na Jesus toe kan bring nie, wat Jesus nie alreeds gedoen het nie. Dit is volbring. Die graf is leeg. Hoekom? Want die woorde wat Jesus uitgespreek het aan die kruis, toe hy sy laaste asem uitgeblaas het, dit is volbring. It is finished. Dit is die waarheid. Jesus Christus is die waarheid. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom, deur Jesus nie. So as mense na jou toe kom en sê, ja, maar jy moet die kruis, ja, die Bybel, ja, en nog ons doktrine, dan praat hulle nie die waarheid nie. Want God self is die waarheid. En die waarheid het uitgespreek en gesê, dit wat Jesus gedoen het, is volbring. Sy krag, sy majesteit, sy heiligheid, het hy uitgestort oor almal. Ons het dit gesien, ons het dit ervaar, en ons staan in vol verwondering. Staan jy vandag in volle verwondering oor wat Jesus aan die kruis gedoen het, wat Jesus aan die kruis behaal het? Hy het jou bevry, hy het jou vrygespreek, hy het jou vrygekoop, duur gekoop. Moenie dat dit tot niks gaan nie. Lewe in daai oorwinning, lewe met die wete dat die volheid van God bly binne in jou vandag en tot in alle ewigheid. Lewe uit dit uit, sodat jy in oorwinning kan lewe. Daai woorde was so powerful. Onthou, in daai tyd het die Romeinse soldate in 'n stad ingegaan en hulle het dit oorheers en hulle het beklei en hulle het dit gewen. En wat het hulle toe gedoen? Hulle het die koning van daai stad gevat, hulle het hom aan 'n wa vasgemaak, aan een van daai chariots vasgemaak, en hulle het teruggegaan na die stad, na hulle koning toe, met die ander koning wat hulle rondgesleep het, en hulle het daar deur daai stad gemasseer, en daar deur gegaan, en wat het hulle geskree? It is finished. Die oorlog is verby, en dis presies wat Jesus aan daai kruis gedoen het. Hy het die demone, die Satan, die duiwel, alles wat jou verlede is, het hy agter hom aangesleep, en hy het vir my en vir jou gewys, dit is volbring, it is finished, die oorwinning is daar, hy het dit behaal, hy het dit behaal. He is the victory that we are all looking for. Kom net na Jesus toe, in verwondering. Hy vul jou met sy volheid, loop weg in verwondering, want die volheid van God is binne in jou, en lewe in daai oorwinning. So hoef nie terug te gaan nie. Ons lewe nou vooruit, ons boer vooruit, ons kyk voor ons in verwondering na dit wat God in jou, deur jou gaan doen. Mag jy in oorwinning lewe vandag, mag jy 'n geseënde dag hê, spandeer tyd in God se woord, spandeer tyd met familie, met vriende, en deel die oorwinningslied met hulle. Ek groet jou vandag in Jesus naam, en reik uit as jy iets nodig het, maar reik uit na God toe, en ons sal saam met jou bid, saam met jou intree, dat jy ook in oorwinning kan lewe. Ek groet jou vandag in Jesus naam, mag jy 'n geseënde dag hê. Amen.